Vriende, kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie lieflike oggend wat U ons gegee het. So wonderlik om te sien hoe die natuur daar buite verander en 'n nuwe baadjie aantrek, en ons weet dit is God se goedheid oor ons. Toe ons gisteraan daaroor praat as gesin, sê Kalfyn, ons wag nou nog net vir die reën, en ons sien so uit na die eerste by reën wat U vir ons sal stuur, en vir ons U genade betoon. En ag Here, ons wil ook vra dat U vanmôre die geestelike reën oor ons sal uitstort, en dat ons harte vernuwe sal word deur die waarheid van U woord. En dierbare Here, dat ons 'n groter liefde vir U in ons harte sal verkry, en dat ons U sal dien met alles wat in ons is. Ek besef net al hoe meer, Here, dat die tyd vir godsdienst speel verby is. Dis nou die tyd, Here, dat U mense soek wat U dien in gees en in waarheid. Ons elkeen, Here, beleef elke dag stryd in 'n mindere of 'n meerdere mate. Here, ons elkeen sit met vraagstukke in ons hart en ons gemoed. Mense wat ons vra dinge waaroor ons self wonder. Here, ons weet nie aldag wat vir ons voorlê in hierdie land nie. Dinge is so onseker. Maar dankie dat U die rots van die eeue is waarop ons bou. En baie dankie, Here, dat U vir ons sê dat as ons op U bou, sal ons nie wankel nie. Al kom die storms van die lewe ook teen ons lewe. Baie dankie dat ons vir mekaar kan bid, en ag Here, wil ek in hierdie môre die lysie van hierdie siek mense voor U neer lê. En ons as gemeente wil vir hulle intree, en ons wil bid, Here, dat U tog genadig en barmhartig sal wees. En dat U, Here, U genesende krag oor hulle sal gebied. En ag Here, dat U vir hulle sal opwek uit daardie siekbed. Maar ons weet ook, Here, dat U dikwels met siekte 'n bepaalde doel het. En Here, somtyds is die doel van siekte om ons nader aan U te bring, en dikwels skenk U nie genesing nie. Ons weet dit, ons beleef dit, ons sien dit, ons hoor dit. Maar Here, dan weet ons ook dat U alles ten goeie laat meewerk. En daarom bid ons dat U vir elkeen wat siek is vanmôre in besonder bewus sal maak van U nabyheid en U teenwoordigheid, en Here, dat hulle ook geestelik verryk en versterk sal word, want U sê vir ons dat die uiterlike mens sal vergaan, maar die innerlike mens moet dag na dag vernuwe word. En dis waarvoor ons bid. Here, al is die liggaam besig om te kwyn, dat die siel sterker sal word, en die geloof in die onwankelbare beloftes van God, Here, in hulle harte sal groei en sterker sal word, sodat hulle onbeskaamde getuie vir U sal wees, te midde van die uitdagings wat hulle in die oë staar. Ag Here, baie dankie ook dat ons kan bid vir vanmôre se erediens. Here, daar is so baie wat gesê moet word in so kort tydjie. Maar bid ons dat U spreker en hoorder op 'n baie besondere manier naby sal wees, en dat U Vader, U Seun sal verhoog in ons midde, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, en mense na U self sal trek. Ons is nie hier om mense na ons kerk te trek, of na ons idee, of na ons gedagte of opinie nie, maar ons wil, soos Johannes 12:32 sê, as Christus verhoog word, dan trek hy mense na homself. En dis die begeerte van my hart, want Here, as ons aan U verbind is, Here, dan kan ons met vrymoedigheid lewe, maar Here, ook uitsien na die dag van ons sterwe, omdat ons weet, die wat in Christus gesterwe het, sal lewe al het hulle gesterwe. Wat 'n wonderlike en kosbare boodskap vind ons net nie in die Bybel nie. Seën dan ons samesyn vanmôre, en word U ryklik in ons midde verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak, by Openbaring die 1ste hoofstuk. Nou soos jy weet, is ons tans besig met 'n reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. In die oggende, sondagoggende en dan sondaande is ons besig met die boek Psalms. Vanaand gaan ek met u praat uit Psalm 4, wat 'n kosbare en besondere psalm, en gaan ek bietjie vanaand met u praat vanuit hierdie psalm waar koning Dawid ook sy hart eintlik uitstort. En vanaand praat ek met u oor die gedagte dat ons oor ons eie harte moet waak in tye van beproewinge en in tye waar dit swaar gaan. Dikwels kan ons hart van God begin wegbeweeg, waar ons amper vir die Here die skuld gee, wanneer dit met ons swaar gaan. En ons gaan vanaand bietjie kyk hoe Dawid ook sy eie hart moes bewaak het. En dan woensdaande is ons besig met die gedagte oor verhoudinge. Nou, ek was woensdag aand seker bietjie kwaai vir sommige gewees, toe ek gepraat het oor, nee, ek was seker nie seker nie, lyk my ek was,
Maar dit is vir my so ernstige saak wanneer dit kom by ons kinders. Ons kinders is regtig besig om vir die wolwe gegooi te word in ons tyd. En dit is asof ouers net nie die nood besef en verstaan en sien dat ons kinders regtig nodig het om geonderrig te word in die waarheid van God se woord nie. Baie interessant, woensdag aand het ons gepraat oor die kinderopvoeding. Donderdagoggend laat weet 'n vrou vir ons wat werk met die skole dat 'n leerder van standaard 6 sy onderwyseres doodgesteek het met 'n mes. Dis die tyd waar ons in leef. Ons hoor nie hierdie goed in die nuus nie. Die onderwysdepartement hou die goed van ons weg. Hoekom? Want hulle wil nie hê ons moet hoor wat werklik aangaan nie. U sien die oomblik wanneer 'n geslag van die Here begin wegbeweeg, dan raak hulle God vir hulle self. Hulle raak wys in hulle eie oë. Hulle dink hulle opinie is altyd reg. En luister vriende, elkeen van ons het gesag nodig om ook te leef op 'n verantwoordbare manier en verantwoordelik te leef in hierdie baie bose tyd. En daarom is die gebed van my hart dat ons werklik sal sien dat hierdie verhoudinge ook ons huise beïnvloed. As die verhouding tussen pa en kinders nie reg is nie, dan sal die kinders ook in die skole, op universiteite en later in die samelewing maar rebels wees en vind ons maar al die hartseer verhale wat ons elke dag hoor. So dit is die 3 reekse waarmee ons besig is. Nou ons is vanmôre dan by Openbaring 1. En ek sien nie daarom teruggekom verlede week toe ek sê daar's nog 35 skyfies oor, het die helfte van u floute gekry en die ander helfte van die stoel afgeval. So ek is bly u teruggekom en u is reg vir die tweede sessie. Nou ek is nou weer gesond en u sien ek hou my keel warm met hierdie ou serpie hier om. My keel is warm, so kom ons val weg. Ons kyk hoe ver kom ons met vanmôre se boodskap. Openbaring 1 vers 1 tot 8. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ons gaan dit tot so ver saam lees, uit God se wonderlike woord. Vriende, ek gaan dadelik oorgaan na die teks van oordenking. Ons vind dit daar in die 7de vers van ons voorgelese gedeelte. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. En ek praat vanmôre met u oor die tema, Jesus kom weer, en u sal sien onder verklaring van hoofstuk 1, deel 2. Nou, ek het vir u so tyd terug gesê dat ons so bietjie uit die boek Openbaring gaan werk, en dat ons dit so vers vir vers gaan hanteer, en baie van die hoofstukke sal ons meer 'n perikoop hanteer op 'n slag, maar die gedagte om vir u 'n beter verstaan te gee van hierdie boek, wat nie baie oor gepreek word in die tyd waarin ons onsself bevind nie. Nou ons het alreeds by die eerste boodskap vir u gesê, daar is 'n bepaalde rede waarom daar so geweldige misverstaan oor die boek Openbaring is, en waarom daar soveel onnodige debatte is rondom hierdie boek. En die groot rede was gewees omdat mense in die eerste plek hierdie as 'n geslote boek sien, terwyl die Bybel sê dis 'n openbaring, en dan ook die verkeerde skrifverklaringsmetode. Nou ek het vir u verduidelik waarom ons die grammatiese historiese skrifverklaringsmetode volg. Dis die enigste betroubare skrifverklaringsmetode waar jy skrif met skrif verklaar en waar jy die skrif binne konteks verklaar om te sien wat die Here vir ons wil kom leer. Ons het 'n bietjie gekyk na die 7 hoofmomente in die boek en dan ook die skrywer en die doel van die skrywe van hierdie boek Openbaring. Ons het in die tweede boodskap gesien waarom ons kennis moet opdoen en duidelikheid verkry rondom die boek Openbaring.
en dan ook die wederkoms van die Here soos geïllustreer in hierdie kaart hier agter, en vir u wat nog nie 'n kaart het nie, agter by die deur het my vrou so 'n kaartjie gemaak vir elkeen. U kan hom neem en in u Bybel plaas, en dan kan u ook so in die toekoms bietjie verwys daarna. Waarom moet ons kennis opdoen? Vir u gesê, omdat die Bybel baie maak van Jesus se tweede koms of se wederkoms, sodat ons nie deur die dwaling gevang word nie. Dit dien as 'n waarskuwing teen louheid en koudheid. Dit dien as 'n aansporing om te evangeliseer. Dit dien as 'n bemoediging vir die wat aan Jesus behoort, en die wagtydperk versterk ons geloof. Het is wonderlik om te sien hoe kinders van die Here groei in hierdie tyd. Die koring en die kalf word van mekaar geskei. Ons sien dit, en ons dank die Here ook dat hierdie wagtydperk ons geloof versterk. Nou, verlede week het ons begin by die verklaring van die verse, en ek gaan nie alles vir u deurgee vanmôre, ek gaan net so kort oorsig hanteer. Ek het vir u gesê, dis 'n openbaring, met ander woorde, openbaring is nie dat die boek 'n geslote boek is, en ons kan nie daarin lees en verstaan wat die Here vir ons wil sê nie. Dis om te openbaar, om sigbaar te maak en te ontbloot. Openbaring is nie 'n geslote boek nie, ons lees daarvan in Openbaring 22 vers 10, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Vir u gesê dat die hoof tema van die boek, en die persoon wat kop en skouers uitstaan bo almal in hierdie boek Openbaring, is die Here Jesus Christus self. En het ons bietjie daaroor gepraat, en het ons ook gesien dat hierdie openbaring is gegee aan Johannes, sodat hy vir ons ook kan leer dat die koms van die Here Jesus baie naby is. Ek het vir u gesê wat die woordjie om te toon beteken, en vir u gesê dat deur simbole en deur woorde wil die Here aan ons sekere waarhede kommunikeer, sodat ons ook kan sien hoe naby sy koms is. Ons mag dit nie allegoriseer nie, met ander woorde, ons mag nie van buitekant af iets in die skrif inbring, soos baie predikers vandag doen nie. Ons moet die skrif verklaar binne sy konteks, dat mense kan sien wat die Here vir ons wil leer oor hierdie baie belangrike saak. Die Bybel sê dat aan Johannes getoon moet word wat gou moet gebeur. Nou vir u gesê 2000 jaar het al verby gegaan, maar ons het die woord van die Here wat vir ons leer dat die Here is lankmoedig en wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat mense gered word. So God se lankmoedigheid word al vir oor die 2000 jaar aan ons geopenbaar, en daarom moet ons ook die Here dank dat hy lankmoedig is. En miskien is u vanmôre nog ongered, en dan is God nog lankmoedig oor u, en wil hy nog u siel red, daarom het hy nog nie gekom nie. Wanneer die Here gaan kom, weet ons nie. Al wat ons weet, ons kan kyk na die tekens, ons sal 'n bietjie later daaroor praat. Vir u gesê dat hierdie boodskap was deur die engele aan Johannes gegee, en bietjie gepraat oor die misleiding van engele vandag. Ag, daar is soveel boeke wat in koemboeke en verskillende Christelike boeke, boekwinkels beskikbaar is oor engele en jou guardian angel en al hierdie dinge. Ag vriende, moet asseblief u nie te veel steur daaraan nie. Vat die woord, lees God se woord en sien dat God se heilige engele ook uitgestuur word as diensknegte om dan God se wil ten uitvoer te bring. Nou die gedagte van vers 2 was alles wat moet gebeur. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat, en dan oor die 7 saligsprekinge soos ons vind in Openbaring 1:3, Openbaring 14:13, Openbaring 16:15, 19 vers 9, 20 vers 6, 22 vers 7 en 22 vers 14. Nou is ek amper uit asem. Dis net die oorsig. Dis wat ons nou al hanteer het tot op hede. Nou vanmôre gaan ons aangaan, vriende, en ons gaan vers vir vers dan deur hierdie boek werk. Ons sien in die volgende plek in vers 3, staan daar, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Vir u gesê, dit is 'n boek wat God vir ons gegee het, om vir ons te kom leer hoe naby sy koms is. En daar is 'n sekere opdrag wat vir ons geld as kinders van die Here. Ons moet dit lees, ons moet dit hoor, dis wat ons vanmôre doen, en dan moet ons dit bewaar. Met ander woorde, ons moet dit oordink. Daar moet tye in die dag en in die week wees waar ons dink oor God se dinge. In besonder ook oor die koms van die Here Jesus Christus. Vir u gesê, dikwels gaan 'n dag en 2 dae en selfs 'n week verby waar kinders van die Here nie eens die Bybel lees nie, en dikwels nie eens dink oor die dinge van die Here of oor die dag van sy koms en die dag wanneer ons voor hom gaan staan om verantwoording te doen van ons lewe nie.
U sien hierdie woordjies, lees, hoor en bewaar beteken om te oordink, om te bepeins. Dit wat ek gelees het, dit wat ek gehoor het, moet ek nou bepeins. Ek moet daaroor dink en ek moet die skrif bestudeer om te sien, hoe pas dit in God se ewige raadsplan vir die mensdom in? Waarom moet ons dit lees, hoor en bewaar? Die Bybel is baie duidelik daaroor, want die tyd is naby. Nou hierdie woordjie tyd is die woordjie kairos in die Grieks wat beteken refers to a period in time that is the time of the end. Met ander woorde, Johannes verwys na 'n tyd wat sal plaasvind waar die Here 'n einde aan hierdie huidige bestel sal maak en sy ewige koninkryk sal kom vestig. Ek het vanmôre 'n boodskap geluister van Dr. Alistair Beck en hy het bietjie gepraat oor die gedagte van waarheid is nie relatief nie. Met ander woorde, waarheid is nie onderhandelbaar nie. Ons en die moslems kan nie albei reg wees nie. Dis of ons wat reg is, of hulle wat reg is, en die woord is baie duidelik, dat God sê, hy is die enigste weg, waarheid, of Jesus Christus is die enigste weg, waarheid en lewe na God die Vader. Ons kan nie saam met die Hindoes of die Boeddhiste stem, en sê, luister, julle waarheid is soos ons waarheid nie. As ons sê die tyd is naby, dan verwys dit in God se ewige raadsplan na 'n bepaalde tyd waar hy sy seun Jesus Christus gaan openbaar sodat ons dan ook sy heerlikheid kan aanskou en vir ewig by hom in sy heerlikheid kan wees. As u al die boek Daniël bestudeer het, sou u sien dat Daniël dikwels vir ons verwys na die tyd van die einde, 'n bepaalde tyd wat God dan ook in sy raadsplan het vir hierdie wêreld en dan ook sy mense. Met ander woorde, vriende, hierdie vasgestelde tyd, wat God self bepaal het, sal kom, waar hy sy seun se heerlikheid sal openbaar, en die Bybel sê, dit sal gou gebeur. En hierdie woordjie gou gebeur, sien ons telke male in die skrif na vore kom. Petrus sê in 1 Petrus 4 vers 7, die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter, om te kan bid. En ek het hier op my notas geskryf, as Petrus in daardie tyd gesê het, die einde van alle dinge is naby, dink net hoe naby is dit nou. Elke dag is 'n dag nader aan die koms van die Here Jesus Christus. En ek het vir u nou gesê, die wagtydperk versterk ons geloof, maar die wagtydperk bring ook baie spotters na vore. Ek wil vir u sê, mense wat 20 en 30 jaar terug nog geglo het aan Jesus se wederkoms, is vandag deel van die spotters. Dis hulle wat sê, maar waar is hy? Ons bly kyk en ons sien niks. Ons hoor niks. Waar is hierdie Here Jesus Christus? Ek wil vir u sê, hou jou stoel vas, hy's op pad. En maak seker jy's gereed om hom te ontmoet. Dis baie maklik om in tye waar die Here gunstige omstandighede oor jou toelaat, waar jy kan eet en drink en kuier en lag en gesels om oor hierdie goed ligtelik te praat. Maar dan sal 'n dag aanbreek wat die Bybel sê ons sal hom sien van aangesig tot aangesig. En die Bybel sê, hulle wat die Here nie ken nie, sal in daardie dag uitroep, berge val op ons en heuwels bedek ons voor die aangesig van hierdie een met wie ons te doen het. Ek wil vir u sê, die tyd is naby. Hoe naby kan ek nie vir u sê nie, maar die Bybel leer vir ons dat hierdie tyd sal kom en ons moet gereed maak daarvoor. Aan wie skryf Johannes? Die Bybel sê, hy skryf aan hierdie 7 gemeentes wat geleë is in die westelike deel van Klein-Asië. Nou baie interessant, dit was nie al gemeentes wat in daardie tyd bestaan het nie. Daar was ook nog ander gemeentes, as ons die boek Handelinge gaan lees, na die uitstorting van Pinksterdag en Paulus se sendingreise, was daar baie ander gemeentes ook gewees, maar hierdie 7 gemeentes was die 7 prominente gemeentes. En hierdie 7 prominente gemeentes was dan ook gemeentes wat dan die boodskap moes uitdra van Jesus se wederkoms. En baie interessant is dat hierdie 7 gemeentes ook typerend is van die kerk van die Here Jesus op aarde. Nou baie interessant is, en ek wil nie myself vooruitloop nie, maar die woordjie Laodicea, die laaste gemeente wat ons hier op die kaart vind, kom ons kyk gou, waar is die liggie? Daar die gemeente, staan bekend as die tyd van menseregte. Nou, ek wonder, wat se tyd is dit? Lyk my, hoe sê hulle die ou dwaling kry net 'n nuwe baadjie? Ons beleef dieselfde wat Johannes hulle beleef het, 'n tyd waar mense belangriker raak as enigiets anders, en ons beleef so tyd, en die Bybel sê vir ons dan ook, dat hierdie 7 gemeentes dan
ook die kerkdispensasie oor die eeue verteenwoordig. Ons gaan later bietjie daarna kyk. Ek het vir julle 'n kaart saamgebring, ek weet nie of u veel kan sien nie, maar die gebied vandag is Turkye, en Johannes was daar by Patmos, daar by die Mediterrane See, en hierdie 7 gemeentes was Efese, Smyrna, en dan Pergamus, en dan Thyatira, Sardes, Philadelphia, en dan ook die Laodicea gemeentes. Dis die 7 gemeentes aan wie Johannes skryf, en dis die boodskap wat Johannes aan hulle moes kommunikeer oor die wederkoms van die Here Jesus Christus. Nou baie interessant is Johannes begin deur te sê, in vers 4, genade vir julle, en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom. Met ander woorde, genade en vrede van hierdie God, aan wie julle behoort. Nou as ons gaan kyk, is dit 'n standaard groet, wat die apostels gebruik het, toe hulle die briewe geskryf het aan die bepaalde gemeentes. Paulus skryf in Galasiërs 1:3, vir hierdie gemeente in Galasië, hy sê, genade vir julle en vrede van God, die Vader en ons Here Jesus Christus. In Kolossense 1:2 vind ons presies dieselfde gedagte. En die vraag vanmôre is, wat is die boodskap? U sien, wanneer ons die Bybel lees, beteken dit nie net dat die Here vir die gemeentes daar in Klein-Asië iets wou sê nie, maar die Here wil ook vanmôre vir ons, wat leef in Benoni en omgewing, iets kommunikeer, iets deurgee. En ag vriende, dit was my so kosbaar toe ek dit lees. U sien, vir die eerste gemeente en ook vir ons beteken dit, dat God red ons uit genade deur die geloof. Genade kan nie verdien of voorgewerk word nie, dis 'n geskenk uit die hand van God. Hy red ons nie net uit genade nie, maar hou ons ook in stand deur sy groote genade. Dis wat Johannes hier aan die begin vir hierdie gemeentes wil sê. Hy wil vir hierdie 7 gemeentes sê, luister, genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, in hierdie geval van Jesus Christus, die een wat was, die een wat is en die een wat sal kom. En ek wil in hierdie môre vir u sê, as ons kyk na hierdie 7 gemeentes, dan sien ons 5 van die 7 gemeentes het met een of ander sonde of iets geworstel. Die gemeente in Efes het hulle eerste liefde verlaat, en ten spyte daarvan kom Johannes en hy sê vir hulle, genade en vrede van hierdie wonderlike Here Jesus, wat julle uit genade gered het. Dit was my so treffend toe ek bietjie nadink daaroor en bietjie navors daaroor. Jy sien, die Here Jesus kom hier en hy kom leer vir hierdie gemeentes hier sommer van die begin af, dat niks anders sy plek kan inneem nie. Hy is die fontein van lewende waters, en ons kan so gou besig raak met ander dinge om hierdie honger en dors in ons siele te versadig, en net hy kan dit doen, en hy alleen. Augustinus het gesê, man's soul is restless until it find rest in thee. Wanneer ons rus in die Here gevind het by die kruis van Golgotha, waar hy ons sondes kom wegwas het, dan het ons nodig om hierdie verhouding rein te hou en suiwer te hou, sodat daar nie enige struikelblok sal kom of 'n skeidsmuur tussen ons en die Here nie. Die Here wat ons gered het, is die een wat ons in stand sal hou. Daarom roep hy ons telke maal in sy woord op, om dan ook sy genade en sy liefde raak te sien, maar ook sy vergifnis, maar ook die verantwoordelikheid wat ons het teenoor hom. Hy sê daar in 2 Timoteus 2 vers 11, dis 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Wat beteken hierdie versies? Ek wil net in 'n paar woorde vir u probeer verduidelik. As ons hom verloon, beteken nie iemand wat gered was, en nou word hy ongered, en nou verloon hy die Here, en dan is hy weer gered, dan erken hy weer die Here, dan verloon hy nie. Hierdie, as iemand die Here verloon, was hy nog nooit gered nie. Of hy nou 'n lidmaat by 'n kerk was, of hy nou ouderling was, of hy selfs 'n predikant was. Dis irrelevant. As iemand sê hulle ken die Here Jesus, en hom later verloon, deur hulle woorde en deur hulle dade,
dan behoort hulle nie aan die Here Jesus nie. U sien daar die klein ding stem saam. Heelhartig saam met wat ek sê. Hierdie gedagte as ons ontrou is van toepassing op die kind van God. Is ons altyd getrou aan die Here? Nee. Is ons altyd so heilig soos ons moet wees? Nee. Veg ons altyd teen die sonde soos ons moet veg? Nee. Maar alles ons by tye ontrou. Roep God se getrouheid deur sy gees ons vanuit sy woord op tot 'n nuwe en hernieude toewyding aan hom, sodat ons hom kan dien, omdat hy ons gered het en ons in die holte van sy hand hou. Daarom sê Paulus in Filippense 1:6 en hy spreek hierdie besondere woorde uit. Hy sê omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Met ander woorde, wat Johannes vir hierdie 7 gemeentes wil sê is, daar is dinge wat ek gaan aanspreek en wat die Here gaan aanspreek in die gemeentes. Maar onthou, hy het julle lief. Hy het julle gekoop. Hy is getrou, alles julle ontrou op die oomblik. Bekeer julle, kom terug na die Here Jesus en dien hom met oorgawe en dien hom heelhartig. Ek dink dis nodig vir die kerk van die Here Jesus vandag. Ons is besig met so baie dinge. In plaas van om te sê, Here, U is die leidsman en die volëinder van my geloof. U sien, verder sien ons ook in hierdie woorde, vriende, die bewys van God se liefde vir sy kerk en sy gemeente in besonder. Die Here is nie net nou by ons nie, maar die Bybel sê ook tot die dag van sy koms. So pragtig as ons lees in Jeremia 29:11, die Here skryf dit aan sy volk, maar sy kerk kan ook met groot vrymoedigheid hierdie waarheid ter harte neem. Die Here sê vir sy kinders, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. As ons die boek Openbaring lees as kinders van die Here, moet ons nie in vrees wegsink nie. Ons moet nie daar in 'n hoekie gaan sit en sê, en ons naels tot in die lewe kou en sê, ek wonder wat gaan gebeur en ek is so bang vir wat gaan gebeur nie. Ons wat aan die Here behoort, die Bybel sê genade en vrede vir julle. Van hierdie Here Jesus wat sal kom, want hy sal kom om die goddeloses te oordeel, maar sy kinders veilig te hou in die holte van sy hand. As ons hierdie boek lees, hoef ons nie te vrees en angstig te wees vir wat oor hierdie wêreld gaan kom nie. Ons kan in vaste vertroue leef dat ons in die holte van Christus se hand is. Glo jy dit vanmôre? Dis vir my interessant hoe baie kinders van die Here vrees. Hulle is angstig, hulle is bang, hulle is benoud. Hulle weet nie wat vir hulle voorlê nie, terwyl die Here vir ons sê dat verdrukking sal ons deel wees. Ek hoop nie jy is verbaas as jy oor die nuus hoor en in die koerante lees hoe die staat al hoe meer besig is om hulle, ek wil amper sê, hulle aandag te vestig by die kerk en die wyse waarop ons aanbid en hoe ons die Here dien en die getalle en al die dinge nie. Jy moet onthou, ons lewe in 'n gefalle wêreld. Maar hou goeie moed. Jou beste lewe lê nog voor. Hierdie is nie jou beste lewe nie. Daarom het ons vanmôre uit hierdie groet wat Johannes aan hierdie gemeente gee, die hoop dat ons ook by die Here veilig sal wees. Hy gaan aan en hy sê verder, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. En onmiddellik dink u daar by u self, maar die Bybel praat van een gees, die Heilige Gees, en u is doodreg. Daar is net een gees en dit is die Heilige Gees. Nou wat beteken dit wat Johannes wil deurkommunikeer aan die gemeentes en ook aan ons as kerk van Jesus? Vriende, eenvoudig, dit dui op die volmaakte werking van God se Gees. Dit dui op 7 besondere karaktertrekke van die Heilige Gees. Nou ons lees daar in Jesaja, die 11de hoofstuk, die 1ste vers. En Jesaja verwys na die Here Jesus wat na hierdie aarde sal kom. En nou lees ons, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Hoeveel geeste word hiervan gepraat? Een Gees. Maar ons sien verskillende karaktertrekke van God se Gees.
En wat is die boodskap vir my en jou? Alhoewel dit op ons Here Jesus van toepassing is, sê die Bybel ook by wedergeboorte ontvang ons wie? Die Heilige Gees. Elke weergeborene ontvang die Heilige Gees, vriende, en soos die Heilige Gees Jesus bekragtig het tydens sy aardse bediening, so woon die Gees ook in ons as God se kinders, om ons te bekragtig en te leer en te lei in die waarheid. Ek wil vanmôre net vir u sê, ek hoop nie u dink dat dit u is wat so slim was om te verstaan wat die Bybel sê. En dat u hierdie geweldige insig het om die verlossingsplan raak te kon gesien het en te gesê het, Here, wees my sondaar genadig nie. Dit was alles die genadige werking van die Heilige Gees, wat deur God se woord tot jou hart gekommunikeer het, die Gees wat jou hart verlig het om te verstaan, die breedte en die hoogte en die lengte en die diepte van God se liefde vir jou, en jou genade gegee het om uit te roep, wees my sondaar genadig. U sien, dis ook die Gees van die Here, wat ons bekragtig om hierdie lewe te leef op aarde. U sien, die Gees van God wat in ons woon, is ook die Gees van wysheid en verstand, van raad en sterkte. Hy is die Gees van kennis en wat ons die vrees van die Here leer. Ek het vanmôre weer vir die Here gesê, ek is 'n gebore rebel. Miskien nie u nie, maar ek is een. Ek is gebore met sondige neigings. Miskien nie u nie. OK, miskien u ook. Ek sien niemand sê niks nie. Maar in 'n geval, ons almal is onder die vloek van die sondeval. Daarom het ons God se Gees en sy woord nodig om daagliks tot ons hart te kommunikeer, dit wat God vir ons in gedagte het. En my gebed omtrent daagliks is, Here, onderwerp my wil aan u wil. Want my wil is nog dikwels so eiesinnig. Ek wil so dikwels nog doen wat ek wil doen en sê wat ek wil sê en optree soos ek wil optree. Maar Here, onderwerp my wil aan u wil. Daarom sê Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die God wat vir ons sê genade en vrede vir julle, wat vir ons sê die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig, sê vir ons, ek sal dit volëindig deur die Gees wat in julle woon. Want my Gees sal saam met julle gees getuig, sê die Here. En hierdie wysheid en verstand sal die Here vir ons gee. Hoor wat sê Johannes 16 vers 12. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hoor gou, nie 'n nuwe waarheid nie. U moet tog nie die kerke glo waar die profete en die selfgemaakte profete en selfgemaakte priesters en allerhande snaakse mense opstaan en sê, die Here het aan ons nuwe waarheid kom openbaar nie. Ag vriende, ek wil vir u sê, die Heilige Gees sal van die waarheid getuig soos in God se woord vir ons opgeteken. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Bybel sê, die Heilige Gees sal Christus verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees is die een wat Christus bekragtig het, wat die kerk bekragtig en vir u en vir my sal bekragtig tot die dag dat ons die Here in sy heerlikheid sal sien. Vers 5, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Nou as u saam met ons Psalm 2 gevolg het, sou u gesien het, dis 'n messiaanse psalm waar ons lees dat Jesus Christus die koningskap sal aanvaar by sy Vader en hy sal vir ewig regeer. Wat beteken die woorde dat Christus die eersgeborene uit die dode is? Nou baie interessant as ons die Grieks gaan bestudeer. Eersgeborene uit die dode beteken nie dat Jesus die eerste een was wat opgewek is nie, of wat opgestaan het nie. Want ons lees in die Ou en Nuwe Testament van opwekkings uit die dode. U kan gaan lees daarvan. Lazarus is een van die bekendste voorbeelde. Maar wat hierdie woorde beteken is Jesus is die vernaamste, by uitstek die belangrikste een wat opgewek is. Hy is die koning van die konings. Die Bybel sê hy is opgewek deur God die Vader.
Die Bybel sê dat Jesus sy lewe afgelê het en dit self weer opgeneem het, want hy is God in sy heerlikheid. Die Bybel sê Christus is opgewek deur die krag van die Heilige Gees. Wat die Bybel eenvoudig vir ons wil sê, die dood kon Christus nie hou nie. Lazarus was opgewek en Lazarus het weer gesterwe. Elke opwekking in die Bybel wat plaasgevind het, het daardie persone weer gesterwe. Johannes sê ons verkondig die een aan julle wat sal kom, die een wat gesterwe het, maar opgestaan het en vir ewig lewe. Hy sit aan die regterhand van die Vader, hy is die voorspraak vir sy kinders, die ewige hoëpriester wat sal kom om vir ons te kom haal. Nou ek hoop jy is opgewonde daaroor. In die eerste plek dat die Here vir ons intree by die Vader en dat hy ons in gedagte hou, dat hy ons sal kom haal. Ek wil vir jy sê, as jy nie opgewonde is oor die koms van die Here nie, is dan maar min om oor opgewonde te wees. Vroeger jaar was mense opgewonde oor 'n Toyota, vandag koop jy hom en jy weet nie wat gebeur met hom nie. Want jy weet nie, alles is made in China. Ons weet nie hoe lang dit hou nie, al wat van China hou is die corona. En ons weet nie hoe lang dit gaan hou nie, maar die beginsel is maar net is, dat ons sal besef en sal verstaan, dat die Here Jesus Christus sal kom, en hy is die een wat opgewek is, en ons sal vir ewig saam met hom lewe. Dit moet jou opgewonde maak. Psalm 89:27, hy is dit wat my sal noem, hy is my Vader, my God, en die rots van my heil. Vers 28, ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Dis ons Here Jesus Christus, dis die boodskap wat Johannes wil deurkommunikeer aan die gemeentes, dat hierdie Christus het 'n bepaalde boodskap vir sy kerk, en ons sal bietjie kyk wat hierdie boodskap is. En dan kom vers 5 die B-gedeelte en sê aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Dis vir my baie interessant hoe ek het nagevors het. Jy sien Johannes kwalifiseer in die 5de en 6de versies. Wie deel uitmaak van die geseëndes van die Here, oftewel die kerk van die Here Jesus Christus. Nou ek wil net so 'n paar oomblikke stil staan hierby, en vir baie gaan dit ou nuus wees vir u wat dit nog nooit voorheen gehoor het nie, gaan miskien nuwe nuus wees, maar luister maar in elk geval met die nodige aandag. Want u sien, hier is die sleutel wat die boek van Openbaring oopsluit. U sien, almal wat lidmate van 'n kerk is nie kerk van Jesus nie. Almal wat gedoop is, klein of groot, is nie noodwendig kerk van die Here Jesus nie. Ons vind al hoe meer mense wat sê, het jy al in 'n vreemde taal gepraat, want dan is jy gevul met die Gees en werklik kerk van Jesus. Nie noodwendig nie. Ek wil amper vir u sê glad nie. Ek stem nie saam daarmee nie. U sien, as ons sien wat Johannes sê, dan kom en hy vestig die gemeente se aandag, genade en vrede vir julle, van hierdie God en Vader, wat ons lief het, en dan sê hy, aan hom wat ons lief gehad het en gewas het, in sy bloed. Wat beteken dit? U sien, daar is baie wat dink dat hulle deel is van Jesus se kerk, omdat hulle lidmate van 'n sekere denominasie is, omdat hulle gedoop is, of een of ander manifestasie ondergaan het, en die antwoord daarop is onwrikbaar nee. Dit maak jou nie deel van die kerk van die Here Jesus nie. Die Bybel sê, ons moet gewas wees in die bloed van die lam. Wat beteken dit? Wat beteken dit om gewas te wees in die bloed van die lam? Dis eenvoudig, soos die Bybel vir ons leer in Efesiërs 1:7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ek kom op 'n punt in my lewe waar die Heilige Gees my oortuig van my eie sondige hart. Ek besef ek kan myself nie red nie. Daar moet verlossing buite myself wees. Die een deur wie ek gered kan word is die Here Jesus Christus, wat sy bloed aan Golgotha as heuwel gestort het. As jy bietjie die Ou Testament lees, het die skuldige 'n vleklose lam gebring, sy hand op sy hoof gelê, die priester het die keel afgesny, die bloed het geloop, dis teen die altaar besprinkel, en dit was typerend van die koms van die Here Jesus, en die feit dat hy geslag sou word, om vir ons sondes te sterwe. Om gewas te word in die bloed van die lam beteken eenvoudig, dat deur die geloof word my sonde oorgedra, na die rekening van die Here Jesus. Hy word my sonde draer, en sy geregtigheid, sy volmaakte lewe, word my geregtigheid, en my lewe asof ek het volmaak voor God geleef het. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nog nie gewas is
in die bloed van die lam nie, dan is jy nog nie 'n kind van die Here nie. Ek vra nie vir jou of jy Christelik is nie, ek vra nie vir jou of jy godsdienstig is nie, ek vra nie vir jou of jy lidmaat by hierdie kerk is nie. Ek vra vir jou, as jy gewas in die bloed van die lam, weet jy jou sondes is vergewe. Ek gebruik dikwels die illustrasie en ek het my trouring vanmôre aan. As die Here na my moet kyk, as ek hierdie trouring verteenwoordig, dan sal God se oordeel oor my uitgestort word. My linkerhand gaan ek voorstel as Jesus Christus. In Jesus Christus sien God sy seun se geregtigheid. Sien hy sy bloed, sien hy sy verlossing, en in Christus is ek veilig. Ek vra vanmôre vir jou, is jy deel van die kerk van die Here Jesus, omdat jy in Christus Jesus is. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 6 en 7, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Wat wil ek vanmôre vir u sê? As jy werklik deel is van die kerk van die Here Jesus, sal jy nie net getuig van 'n dag van redding nie. Jy sal getuig dat die bloed jou gedurig reinig van alle sonde. Daagliks is jy by die kruis, nie om kindskap te ontvang nie, want jy ontvang kindskap eenmalig. Jy word eenmalig God se kind, maar daagliks vra jy, Here, ek wil in dieper gemeenskap met u wandel, reinig my in die bloed van die lam, sodat ek u beter kan dien en beter kan volg. Ongeredde moet so ver moontlik wegbly van die kruis van Golgotha. 'n Ongeredde stel nie belang in wat die Bybel sê nie. 'n blote kerklidmaat gee nie om wat Jesus aan die kruis gedoen het nie, en sal ook nie geniet en waardeer wat ons vanmôre gaan vier, die dood van die Here Jesus nie. Ek vra jou vanmôre, is jy werklik deel van die kerk van die Here Jesus, die bloedgewastes, die wat nuut gemaak is deur die Here. Nog een versie, 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Nou, jy moet verskoon, ek praat nou op tweespoed. Jy weet mos nou hoe die WhatsApps werk, né? As iemand te stadig praat, kan jy hom op 1.5 sit en dan 2. Nou ek sien die tyd al in, ek is op tweespoed. As jy nie kan byhou nie, steek hand op, sê vir my asseblief, kalm, wees rustig, gaan terug na 1 of 1.5 toe. Ek probeer al die inligting vir u deurgee. Die gedagte maar net, ons is gewas deur die kosbare bloed van die lam. Ek wil net noem, my suster het vir my gesê, ek hoop jy sit my op 1.5 en 2 spoed, as ek vir jou boodskap stuur. Nou ek het dan nog nie geantwoord nie. Vriende, as bloedgewastes en vrygekooptes, leef ons nie meer vir onsself nie. Ek hoop u verstaan verlossing. Dis nie om net van die hel vry te kom nie. Dis nie net om 'n brandpolis uit te neem nie. Om gewas te word in die bloed van die lam beteken, ek offer my lewe aan die Here wat sy lewe vir my aan die kruis geoffer het. Dis wat dit is om 'n bloedgewaste te wees. En ons is amper klaar, vers 5 en 6 sê, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Wat beteken dit? Nie een van ons dra kroon vanmôre nie. So, wat beteken dit dat ons konings is? Nie een van ons dra die priesterlike gewaad vanmôre nie. Wat beteken dit? Die Bybel kom in, Johannes wil vir hierdie gemeentes in Klein-Asië boodskap deurgee, en ook vir my en jou vanmôre. En dis die boodskap wat Petrus vir ons deurgee in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Jy sien, die gemeente sou verstaan het, presies wat Johannes bedoel het, as hy gesê het, ons is konings en priesters. Want jy sien, die Here sê in 1 Petrus 2 vers 9 en 10, julle is 'n uitverkore geslag. Luister, jy het nie per abuis gered geword nie. God het daai dag, daai uur, daai oomblik, daai sekonde van ewigheid af bepaal, wat jy en ek gered sal word. Hy het ons gekies vir die dag van redding. En hy het sy seun gestuur om ons vry te koop van ons sonde. En wat doen hy nou met ons? Ons is nou 'n koninklike priesterdom, om krone te dra, om met 'n gewaad rond te loop, om verskoon die platvloerse Afrikaans om shine te vang, om vir mense te wys wie ons is. My pa is die koning van die heelal, ons sing al hierdie goeters, en ons weet nie wat dit beteken nie. Wat dit beteken, ons het 'n verantwoordelikheid op hierdie aarde nou. Wat is die verantwoordelikheid? Ons is nou 'n heilige volk,
'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ek glo dat die 7 gemeentes in Klein-Asië het hierdie brief van Petrus onder oë gehad en presies geweet wat Johannes bedoel het. Ek vra jou vanmôre as kind van die Here, is jy die voorste grapverteller? Maandag tot Saterdag is in jou pelle. En Sondag sit jy in die kerk en jy dink, jy's 'n koninklike priesterdom. Is jy die voordrinker? En die een wat die vuil taal gebruik, is jy die een wat leef Maandag tot Saterdag vir jouself en dink Sondag? Is jy 'n koninklike priesterdom? Vergeet daarvan. Johannes wil juis hierdie gemeente kom oproep om vir hulle die verantwoordelikheid van kindskap te kom demonstreer. 'n koninklike priesterdom om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, om elke dag moeite te doen om vir ander te vertel, nie van jouself nie, maar van wat Christus vir jou gedoen het. Het jy 'n duidelike getuienis? As jy daar miskien met iemand praat en hulle begin swets en te kere gaan oor wat aangaan in Suid-Afrika, om vir hulle te sê, ek sê met jou saam, dinge is besig om die mekaar te raak, maar ek wag vir 'n ander koninkryk. En dan sal die ou jou so kyk asof jy jou kop gestamp het, asof jy een of ander tyd die bus verpas het, want mense dink mos is 'n veeverhaal, om dan te vertel van hoe die Here jou siel gered het, en jou geroep het, om vir hom 'n getuie te wees, dat ander siele ook by die kruis sal uitkom. Vers 7, hy sal kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here, die begin en die einde. Die een wat was en wat kom, die Almagtige. Vriende, dis die hooftema van die boek. Jesus kom weer. Nie as lam wat geslag is, daar op Golgotha as heuwel, soos hier geïllustreer nie. Hy gaan kom hier as koning, op die Olyfberg saam met sy heiliges, en dan gaan hy daar by die nuwe hemel en nuwe aarde sy koninkryk kom vestig. Nou ek wil vir u sê, dis nie net Johannes wat gepraat het oor Jesus se wederkoms nie. Jesus self sê in Matteus 24:30, en dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde toe. So Johannes skryf 'n relevante brief aan 7 gemeentes in Klein-Asië, wat ook van toepassing is op my en jou, en dit is dat Jesus weer sal kom, is jy gereed om hom te ontmoet. Petrus is besig om aan die gemeente te skryf, en hy sê vir hulle, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Jakobus kom en hy sê, Jakobus 5 vers 7, wees dan geduldig broeders, wees geduldig, tot op die wederkoms van die Here Jesus Christus. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat dit vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Vers 9, moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. U kan verder deur daardie gedeelte gaan lees. Die engele kondig aan daar by Jesus se hemelvaart. En hy sê vir die disippels, of hulle sê vir die disippels, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou ek kry by tye waar ek so opkyk, en ek sien hierdie massiewe groot wolk. Hier in Gauteng is mooi wolk uit. Ja, opgelet? Ek weet nie, Namakoland het minder wolke, ek dink is te warm daar. Die wolke verdwyn in 'n oomblik. Maar hier is massiewe wolke. Dan dink ek baie keer myself, hoe sal dit wees as die Here Jesus verskyn? Dink ons daaraan. Dit sal ons harte versterk in hierdie moeilike tye.
Dit sal ons harte verbly. Die Bybel sê, hierdie Jesus wat deur hierdie wolk weggeneem is, sal net weer so kom. Ons kan hom verwag, enige tyd, enige oomblik. Daarom moet ons gereed wees. En ek sluit af met die waarskuwing. Ek beskou myself vanmôre, deur hierdie boodskap wat ek bring, as 'n wagter op Sionsmure. Ek sien die gevaar, vriende, wat nader kom, en ek wil jou dringend waarsku volgens Esegiel 3 vers 17 en 18. Mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy eie ongeregtigheid sterwe. Maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Esegiel 33 vers 11. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here. Gewis ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Die boodskap van Esegiel aan Israel is net so van toepassing op my en jou vanmôre. Ek sluit af met 2 vrae. Die eerste ene: behoort jy aan die koninkryk van die Here Jesus Christus? Is jy vanmôre seker jy's wedergebore? Getuig jou lewe van hierdie wedergeboorte? En die tweede vraag: as jy getuig jy behoort aan hom, is daar 'n verwagting in jou hart na die koms van die Here Jesus Christus? Paulus sê, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Eintlik sê Johannes dit. Maar Paulus in ander woorde, hy reinig homself soos Christus rein is. Daarom is jy by een van 2 groepe vanmôre. Of die wat aan die Here behoort, of die wat nie aan hom behoort nie. My gebed is dat ons seker sal maak, en ons wat die Here ken, dat ons met volharding die wedloop sal loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dank U vir hierdie kosbare waarheid in U woord. Dankie dat U begin deur te sê genade en vrede vir julle. Dankie dat U 'n besondere belang by U kerk het, en Here, dat ten spyte van sonde wat in U kerk kan inkom, U ons nog steeds oproep tot verantwoording en tot hernieude toewyding aan U, die fontein van lewende waters. Here, baie dankie dat U die eerstgeborene is uit die dode, die vernaamste, die heilige God in ons midde, die een wat opgevaar het, die een wat sal kom om ons te kom haal. Here, baie dankie dat U die Alfa en die Omega is, en buiten U is daar geen ander God nie. Here, baie dankie dat ons vanmôre met sekerheid kan weet, daar sal 'n dag aanbreek wanneer U die hemele sal skeur en U kinders sal kom haal. Ons weet, Here, ons verstand sê vir ons dat alles nie so kan aangaan soos dit aangaan nie. En dankie vir U woord wat soveel lig werp op hierdie omstandighede en situasies om ons. Nou weet ons, in die verlede dit ook al sleg gegaan. En ons gaan bietjie net van die boodskappe wat voor lê, Here, kyk na hierdie sake. Ons weet dit het al sleg gegaan in die verlede en U het nie gekom nie. En daarom sê baie mense, hierdie is nie unieke tye nie, maar as ons kyk na die vervulling van die profeseë, dan sien ons, Here, hierdie is unieke tye. Dit wat ons eintlik opgewonde maak. Dis opwindende tye. Dis tye waar ons ook kan ophef na die heerlikheid van die hemel, wat ons weet die koms van die Here is naby. Help ons om getrou vir U te arbei, tot daardie dag wanneer ons U sal sien, soos U is, en mag ons die mooi so uit U mond hoor. Want Here, dis waarna ons die meeste verlang, om uit U mond te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Hou ons staande, hou ons vas, aan die waarheid van U woord, en deur U Gees versterk ons. U Gees van wysheid en waarheid en krag. Versterk ons, Here, na die innerlike mens, sodat ons ook 'n helder, duidelike getuie na buite kan wees. Ons bid dit met soveel danksegging.